Soveel meer, episode 4. En daar is Renata, nadat sy tot laat aand en vroegoggend daaraan gewerk het, heeltemal in haar skik met die sappige, sexy storie wat sy uitgedink het oor haar en die werktuigkundige. Daar is net 'n ander probleem. Te veel mense het al 'n storie van haar gelees, wat onder haar skrywersnaam uitgegee is, Ria Benadi. Sy kan onmoontlik nie 'n stout storie ook onder daardie naam publiseer nie. As sy dit doen, sal die paar getroude vriende wat uit haar vorige bedeling oorgebly het, haar nooit weer na enige van hulle gesellighede toenooi nie. Sy sal skielik 'n bedreiging wees vir hulle gesonde huwelike. Miskien is sy dit in elk geval reeds as geskeide vrou, want hulle nooi haar in elk geval nooit meer oor nie. En sy mis hulle ook nie juis nie. Sy's besig, man, met goeders. Sy stuur die storie aan Chanel by Van Ryn Uitgewers, nadat sy 'n nuwe skuilnaam vir haarself gekies het, Tatita, 'n verkorting van Renata en Erotika. Sy neem foto's van die 2 oorblywende makramies wat sy nog daar in 'n huis het en adverteer dit op Facebook en sommer kies sy van die mooiste kaartjies wat sy in haar mini-joernaal geteken het en maak 'n video daarvan ook. Sy sit 'n prys op dit alles en hoop en wens dat haar kopers uit die lug gaan val. Met daardie benoude spronge het sy al tevore teen die einde van die maand by haar huur uitgekom. Sy maak vir haarself 'n koppie koffie en 'n broodjie met komkommer, tamatie en eie op, en net toe sy wil hap, ting haar foon. Sy gryp en kyk, dalk het iemand haar goed op Facebook gesien en koop hulle daarvan. Toe nie. Dalk is dit 'n WhatsApp van haar ma of dogter. Wel, wat as Chanel besluit het om die naweek te werk en dalk reeds haar storie gelees het? Dit kan nogal lekker wees as die vrou daarop kommentaar gaan lewer. Dis toe nie die een van die goed wat sy gedink het nie, behalwe dat sy kyk en sien dat daar wel geld in haar bankrekening inbetaal is. Haar dogter het dit gedoen. Sy WhatsApp, ag dankie my liefste Ronelkind, dit was onnodig, maar wat het jou laat besluit om dit te doen? Want ek sien ma adverteer weer goed op Facebook, dan weet ek mos ma kort geld. Nee Ronel, ek doen net 'n bietjie bemarking, maar dankie vir die geldjie, dit kan dalk net 'n gat of 2 toemaak. Soos vir brandstof om môre by ouma te gaan kuier, ma moet groete sê daar. Maar gits, dis al volgende week hier. Wat van ma se huur volgende week? Moet ek nie vir ma nog 'n paar rand oorbetaal nie? Hoe erg is die lewe nie, as jou kind, vir wie jy eintlik nog moes sorg en nooit regtig goed was daarmee nie, nou vir jou 'n geldjie oorplaas om van te oorleef. Daarom keer Renata, nee, onder geen omstandighede nie. Natuurlik het ek reeds begroot vir die kuier by ouma en my huur sal oukei wees, maar baie dankie dat jy omgee. Teen 9 uur Saterdag aand koop iemand toe haar joernaalsketsies op Facebook en betaal dadelik in. Renata haal weer asem. Sy sal dit môre vir die nuwe eienaar Pudo, daar iewers in die Kaap waarheen dit moet gaan. Maar dit kan net eenvoudig nie elke maand so aangaan nie. Sy het wel 'n bitter klein beleggingkie wat sy gemaak het van die paar rand wat haar pa vir haar gelos het na sy afsterwe. Sy trek die rente daarvan. Sy moet elke maand om te oorleef. Maar sy wil nie graag aan die kapitaal raak nie, al doen sy soms. En as dit so aanhou, is sy binnekort op dag 0 daar ook. Op haar selfoon, wanneer sy na bed lê, Google sy goedkoopste plekke om in Gauteng en Mpumalanga te bly op 'n bitter klein begroting. As sy prentjies kan Pudo na nuwe eienaars toe, kan sy haar makramies na die tuissnywerry toe aanstuur en dan kan sy haar stories e-pos na Chanel toe. Of sy kan dit 1 maal per maand Pretoria toe bring, wanneer sy by haar ma by die aftreeplekkie gaan eet.
Sy weet tant Corrie se seun, Albie, bly naby in Middelburg in 'n tiny house dorpie. Soos hy geluk wil hê, is hy toe ook Sondag deel van die kuiergaste. Albie skryf en maak musiek. Hy sing oor naweke en woensdagaande in 'n eetplek. Hy kry klein salarisie en sy kos daar. Een Sondag per maand is hy af. Dit is nou vandag. En dan eet hy hier by sy ma. Sy en Albie raak toe aan die gesels en so besef Renata, as sy ook daar 'n huisie kan kry, dan kan hulle mos saam ry as hulle by die moeders kom kuier. Albie sê, en daar is wifi in die klein huisie dorpie, want jy skryf mos vir 'n lewe. Het jy nie gesê dit is wat jy doen nie? Sy het probeer. Nou doen sy dit net vir 'n stokperdjie, verduidelik sy terug. Daar is nie geld in skryf nie. Sy teken eerder haar kaartjies en vleg so af en toe 'n makramie en probeer om daarvan te oorleef. Maar sy vra darm, wat kos dit om daar in daardie dorpie te bly? Min, vertel Albie en noem die prys. Dit is so waar nog minder as die plekke wat sy in Tonteldoos in die berge naby Belfast, Ermelo, Carolina en daar gesien het. Moet ek jou naam opsit, dan bel hulle jou vir 'n onderhoud, vra Albie, want nie almal word toegelaat om daar te gaan plak nie. Ja, Albie, doen dit asseblief. Maar iets anders pla vir Albie. Ek dog jy doen dan so goed met die skryfwerk. Jou ma het gesê jy is briljant. Ek het self so 'n bietjie begin skryf en wou juis vandag by jou hoor van daardie webwerf waarvan jy laas gepraat het. Daai webwerf. Ag wel, kom ek wys jou sommer. Renata haal haar selfoon uit. Hier is dit van Rein Uitgewers. Hulle soek korter stories vir hulle webwerf en omnibusse. Dit kan in enige genre wees, enige tema, liefdesverhale, moord, speurverhale, bonatuurlike stories, selfs spookstories. Maar nou hoop hulle om so 'n bietjie uit te brei na die meer seksie en stouterige stories, hygstories of hygromanse. As 500 mense jou stories binne die eerste dag gelees het en het gelike het, dan betaal hulle jou R100. As 1000 mense jou storie binne die eerste 24 uur lees en like, dan betaal hulle jou R500. Jy sê R500, dit is nogal baie, per dag. Sy sien hoe Albie somme in sy kop begin maak. Hy vra, het iemand dit al reg gekry om daai R500 te verdien? Renata trek skouers op. Ek glo nie. Die webwerf en die idee en die app waarop hulle skryf is nog baie net. Die voordeel is dat jy meer as een storie per dag ook kan instuur. Stories van tussen 750 en 3000 woorde. So as jy wel 'n redelike aanhang kan opbou en mense lees jou stories en hulle like dit, dan kan jy geld maak in die teorie. Maar daar bestaan nie soveel lesers in Afrikaans nie, so ek dink Chanel droom van piesangs wat reguit skop as hulle 'n perske sien. Albie gluur haar aan. Hierdie een is los by hom verby. Hy sal nie vir Chanel erotiese stories kan skryf nie. Die man is te onskuldig. Vir hom is 'n piesang krom. Maar Albie gaan nie sommer net moet opgee nie. Hy vra verder uit. Stuur vir my daardie app aan. Doen hulle gedigte en stories en mooi prosa goedjies ook daar? Nee, ongelukkig nie. Net stories. En so terloops, het jy al 'n bundel met mooi skrywers en gedigte gekoop vir jouself, Albie? Nee, nog nie vir my nie. Nou, hoekom vra jy of hulle sulke goed ook daar publiseer? Want ek wonder. Daarna vra Renata net vir die wis en die onwis. Het jy in jou lewe ooit al 'n storieboek gekoop? Nee, sê Albie weer. Toe vra sy, Albie, lees jy ooit enige iets in Afrikaans of Engels? Nee, Renata, nie eintlik nie.
Waar die saak tussen albei Langhans en Van Ryn Eingewers word nou uitgegooi, tensy anders bewys, en nou gaan ek huis toe ry. Renata staan op om te gaan groet. Sy het vandag vroeër hier aangekom om die moontlikheid met haar ma te bespreek, dat sy dalk binnekort op 'n ander dorp sal wil gaan woon. Haar ma se woorde was, maar dit gaan lekker wees, my kind. Maar dan sal ons mekaar baie minder sien, ma. Gelukkig is daar selfone en WhatsApp, het haar ma getroos en vir haar die brosjure gewys van 'n staptoer wat sy en haar vriendinne binnekort daar in die noorde van die Wildtuin gaan doen. R20.000, dis niks nie man, en alles is ingesluit. Ja, lekker ma, geniet dit. Tot Renata se verbasing kry sy Sondagmiddag laat 'n selfoonoproep van Chanel af. Die uitgewersdame lag heerlik vir die kostelike storie van die vrou, wat toe vir die werktuigkundige met die komkommermonster 'n pompie gegee het. Sy dink dat Renata se storie een van die bestes en oorspronklikstes is wat sy tot nog toe ingekry het. Dankie, antwoord Renata, versigtig optimisties. En ek hou van jou skuilnaam, Tatika. Dit voel so Russies, so eksoties. En daar vra sy, hoe het dit toe Vrydag met jou werksoekery gegaan? Renata antwoord baie eerlik, rampspoedig. Ek het so 'n bietjie begin rondkyk en tot die gevolgtrekking gekom. Die groot stede werk nie meer vir my nie. Ek het vandag gehoor van 'n tiny house gemeenskapie net buite Middelburg, waar kunstenaars byna vernet kan woon, en toe het ek gevra dat hulle my naam daar moet opsit. Daar is 'n lang stilte voor Chanel weer praat. So jy sien kans om op 'n ander dorp te gaan woon en werk, solank dit net minder kos. Chanel, as dit moet, sal ek op 'n ander planeet ook gaan bly, as dit vir my bekostigbaar is, solank ek my stories kan skryf en my touknope en prentjies kan poedhou, is dit al wat ek wil hê. En jou ander planeet is min of meer hoe ver uit Pretoria? Wel, ek kyk na plekke in Mpumalanga, nie verder as 3 ure buite Pretoria nie. Die een waar my naam nou op is soos reeds gesê buite Middelburg op die Groblersdalpad. En dan het ek ook 'n klein skakelhuisie gesien daar by Waterval onder wat beskikbaar is. So as daar sente oorbly nadat ek volgende week my huur betaal het, pak ek my tent en gaan op 'n road trip om na al hierdie plekkies te gaan kyk. En daar maak Chanel haar stil. Ek dink jy moet inkom kantoor toe môre. Ons moet praat. Het jy al van Chrissies meer gehoor? Natuurlik het ek. En is jy okay om in 'n plek te bly waar dit net jy is, jy alleen en die sterre elke nag en absolute stilte? Stilte, dit klink na my soort plek. Dan sien ek jou 10:00 môreoggend. Renate is vroeg. 10:10 stop sy in die oprit van die eislike herehuis in Waterkloof en sy hang ver oor om die interkomkloppietjie te lui. Renata benadie, ek is hier om Chanel van Ryn te sien. Welkom, dit is ek, antwoord die vroue stem. Ek maak gou vir jou oop. Wanneer die hek voor haar oopgaan, kom 'n mooi vrou met 'n swart nommertjie by die voordeur uitgestap en wys vir haar waar om te parkeer. Renata besef dadelik dat sy nie reg aangetrek is vir hierdie geleentheid nie. 'n Blou denim langbroek en 'n oorgroot wit hemp maak dat niemand haar vir Nora Roberts of J.K. Rowlands gaan aansien nie. Sy lyk nie asof sy die rol kan vertolk nie. Maar Chanel is duidelik nie gepla oor haar voorkoms nie. Volgens haar is sy nuuskierig oor die persoon agter die oulike stories wat van tyd tot tyd in haar e-poskassie beland het. Die feit dat sy soms haar eie woorde maak en nie clichés gebruik nie, het selfs hulle taalversorger ook beïndruk, wie ook al daardie persoon is.
duidelik nie iemand aan wie Chanel haar vandag gaan voorstel nie. Daar gaan ook nie veel by Van Ryn Uitgewers aan op hierdie maandagoggend nie. Hulle stap verby die kantoor waar 'n aantreklike man van ongeveer 50 staan en boeke in sakke verpak. Chanel steek vas. My man, Karel Van Ryn. Dit is sy ouers wat die oorspronklike Van Ryn Uitgewers en publikasies begin het. Aangenaam, Renata en hy skud blad. Dan stap hulle twee deur na 'n vertrek, wat soos 'n eetkamer lyk met 'n ronde tafel. 8 mense kan by die ronde tafel sit. Op die oop deur staan, raadsaal. 'n ouerige donker dame kom hoor, wat sal hulle drink? En Chanel bestel tee en 2 skywe wortelkoek. Sy wys vir Renata om te gaan sit en toe sê sy, voor jou op die tafel lê 'n boek, The Pearl. Dit is 'n geskenk van my na jou. Ek wil graag hê dat jy dit gaan lees en dan moet jy dink hoe jy daardie stories sou vertaal het, as dit jou werk was om 'n vertaler te wees hier by ons. Nie dat ons gaan stories vertaal of kopiereg gaan steel of skend nie. Ek wil net graag sien en hoor wat se woorde jy sal gebruik as jy dit sou vertaal. Renata tel die boek op en wil blaai, maar Chanel keer haar. Nee, jy kan eers later daarna kyk. Jy kan by die huis gaan lees. Ek wil eers met jou gesels oor 'n paar moontlikhede. Jy het genoem dat jy graag uit Pretoria wil pad gee. En dit klink vir my asof die rede daarvoor finansiële druk is. Jy's reg, Pretoria is vir my te duur. En as ek vir jou gratis huisvesting kan aanbied, iewers in 'n oulike afgeleë kampie op die familieplaas, daar is sonpanele en elektrisiteit wat 'n mikrogolfoond sal kan dryf en jou rekenaar kan laai. Jy mag dalk soms jou eie gasbottel moet vul. Al wat ek in ruil daarvoor vra, is 1 of selfs 2 stories as jy kan per week. En as dit meer is, soveel as wat jy kan vermag. Vir 'n kort oomblik sit Renata versteen. Dit is waarskynlik die wonderwerk of oplossing waarvoor sy al hoe lank gewag het. Miskien vertolk Chanel dit as 'n voorbehoud, want sy sê, dit is veilig daar, jy moet nie bekommerd wees nie. Die plaas is omhein, en verder is die kamp in die middel van die plaas ook omhein. Daar kom regtig nie ander mense nie. Ag, so af en toe miskien familie of vriende van die familie, maar jy sal meestal op jou eie daar wees. Behalwe as jy dalk gaan sukkel, omdat jy vir maande lank nie mense gaan sien nie. Chanel haal foto's uit, en toe begin sy wel wys hoe dit daar lyk. Die huisie wat ek vir jou gaan aanbied, was my oorlede skoonouers sin. Dit staan leeg op die oomblik. Hoe lyk dit vir jou? Renata kyk nog een oomblik daarna, en toe vra sy, luister Chanel, wanneer mag ek intrek? Word vervolg.